Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 26ste Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Polisiekaptein in arrest oor dokumente en ammunisie wat vir Madlanga kommissie bestem was. Jou volle storie is hier. Nog stories. Wiskunde is 'n kopseer vir baie. Boere mag self dier inent teen BKS. Griekwas bly positief al verloor hulle. Iga Swiatek wen 'n jong teenstander op Roland Garros. Rabada neem 24 paltjies in IPL. 'n Polisiekaptein in Pretoria is in hegtenis geneem nadat ondersoekers tydens 'n klopjag geheime dokumente en ammunisie by sy huis gevind het. Volgens vroeë verslae was sommige van die dokumente glo bedoel vir die Madlanga kommissie van ondersoek wat tans sensitiewe sake ondersoek. Die polisie ondersoek nou hoe die dokumente by die kaptein uitgekom het en of dit onwettig uit staatskantore verwyder is. Daar word ook gekyk of enige dokumente, inligting moontlik uitgelek of versteek is. Benewens die dokumente is daar ook ammunisie by die huis ontdek. Owerhede probeer vasstel of die ammunisie wettig besit is en of dit met enige ondersoeke verbind kan word. Die saak het groot opslag gemaak omdat die Madlanga kommissie belangrike beweringe en staatsake tans ondersoek. Veiligheid rondom sulke dokumente word gewoonlik baie streng beheer. Die polisiekaptein sal na verwagting binnekort in die hof verskyn terwyl die ondersoek voortgaan. Die Hooggeregshof in Pretoria het beslis dat boere nou onder sekere voorwaardes self backing closure en stowwe mag aankoop en hulle diere mag inent. Die uitspraak is gemaak nadat organisasies so Sakeliga en Suider-Afrika Agri-Inisiatief en Free State Agriculture die regering hof toegeneem het oor die hantering van hierdie uitbreking. Die hof het gesê die regering kon nie bewys dat 'n geldige wet of regulasie is wat private boere verbied om entstowwe te bekom en toe te dien nie. Die beslissing beteken egter nie dat boere nou sonder enige beheer kan inent nie. Daar is steeds streng voorwaardes. Entstowwe moet wettig ingevoer of aangekoop word. 'n Gekwalifiseerde veearts of dieregesondheidstegnikus moet betrokke wees. Diere moet behoorlik gemerk en naspeurbaar wees. Rekord van die inentings moet ook gehou word. Minister John Steenhuisen se departement het vroeër reeds 'n vrywillige inentingsskema gepubliseer, maar landbougroepe het aangevoer dat die staat stadig optree terwyl die siekte oor groot dele van die land besig was om te versprei. Angie Motshega het volgens berigte gesê Suid-Afrika moet eerder sy grensbeheer verbeter as om groot mure langs die land se grense te bou om immigrante uit te hou en dat dit bydra tot onwettige immigrasie, smokkelary en misdade. Volgens haar fokus die regering tans eerder op meer grenswagte en soldate, beter tegnologie soos drones en biometriese stelsels, strenger deportasie van onwettige immigrante en samewerking met die buurlande. Daar is egter baie Suid-Afrikaners en politieke partye wat meen 'n fisiese muur of sterker grensheininge is nodig nadat duisende mense steeds onwettig die land binne gekom het. Anders sê 'n muur alleen sal nie die probleem oplos nie, omdat korrupsie en swak beheer by grensposte ook 'n groot rol speel. Suid-Afrika ondervind tans 'n ernstige krisis met wiskunde op skoolvlak. Kenners waarsku dat al minder leerders suiwer wiskunde neem terwyl baie skole dit glad nie meer aanbied nie. Volgens die Departement van Basiese Onderwys bied meer as 430 openbare skole nie meer wiskunde in matriek aan nie. In baie gevalle word net wiskundige geletterdheid aangebied. Nog 'n groot probleem is dat baie leerders reeds 'n grondslagfase agterraak met basiese syfers en begrip. Minister van Basiese Onderwys, Sifiwe Gorube, het vroeër gesê dat baie kinders sukkel met lees- en syfervaardighede van hulle jong ouderdom af. Die krisis word veroorsaak deur verskeie probleme, naamlik 'n tekort aan goed opgeleide wiskundeonderwysers, oorvol klasse, swak infrastruktuur in baie skole, druk op skole om hulle slagsyfer hoog te hou en leerders wat wegbeweeg van moeiliker vakke soos suiwer wiskunde. Statistieke wys ook dat net so 1 uit elke 3 matrikulante nou suiwer wiskunde neem. Daar is tans geen bewyse dat die Hanta-virus binne Suid-Afrika plaaslik versprei nie, ondanks baie gevalle wat verbind word met die passasiersskip MV Hondius. Die Suid-Afrikaanse gesondheidsowerhede sê die bevestigde gevalle is almal gekoppel aan internasionale reis en blootstelling op hierdie skip. Die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes, die NICD en die Departement van Gesondheid het bevestig dat kontakopsporing gedoen is onder passasiers, mediese personeel en ander mense wat moontlik blootgestel was. Tot dusver is daar geen teken van gemeenskapsverspreiding in Suid-Afrika nie. Die huidige uitbreking hou verband met die Andes-stam van die Hanta-virus wat in dele van Suid-Amerika voorkom, veral Argentinië en Chili. Kenners meen die oorspronklike blootstelling het waarskynlik daar plaasgevind
voordat die skip Suid-Afrika bereik het. Gesondheidsowerhede waarsku ook teen vals sosiale plasings en AI-gegenereerde berigte wat beweer daar is 'n groot hantavirus uitbreking in Kaapstad of elders in Suid-Afrika. Hierdie bewering is reeds as misleidend ontmasker. Kenners sê die algemene risiko vir Suid-Afrikaners bly tans laag en daar is geen tekens van 'n COVID-19-styl uitbreking in Suid-Afrika nie. 2 mans is in die Wes-Kaapse Hooggeregshof in Kaapstad tot lang tronkstraffe gevolg is vir die moord op 'n polisielid van Grassy Park. Die polisieman konstabel Ashwin Pedro is in Desember 2022 doodgeskiet. Die hof het een van die beskuldigdes 60 jaar tronkstraf opgelê nadat hy skuldig bevind is aan moord, roof en verwante aanklagtes. Die regter het gesê aanval op polisiemanne ernstig is omdat die gemeenskap beskerm moet word. Die saak het groot skokgolwe in Kaapstad veroorsaak, aangesien misdade teen polisielede steeds 'n groot probleem in Suid-Afrika bly, het hy gesê. Dit was soos die Wilde Weste in Boksburg Noord, toe chaos uitgebreek het en bakstene na voertuie gegooi is tydens 'n straatgeveg in hierdie gebied. Volgens ooggetuies het verskeie mense by die voorval betrokke geraak, terwyl verkeer in die straat tot stilstand gekom het. Video's van die voorval het vinnig op sosiale media versprei en een van die plasings word beweer dat bakstene na 'n bakkie gegooi is, terwyl kinders binne die voertuig was. Ander berigte beweer dat 'n man self skote afgevuur het tydens hierdie konfrontasies. Nog besonderhede oor die presiese oorsaak van die geveg bly onduidelik, maar die toneel het groot paniek onder inwoners en motoriste veroorsaak. Geen amptelike bevestiging oor ernstige beserings of arrestasies was teen die tyd van die berigte beskikbaar nie. Die private hospitaalgroep Netcare sê hulle voel toenemende druk omdat minder mense tans in hulle hospitale opgeneem word. Volgens ontleeders hou dit verband met die finansiële druk op mediese skemas en lede wat probeer om kostes te bespaar deur minder elektiewe operasies te laat doen, goedkoper hospitaalplanne kies of eerder buite-hospitaal behandelings gebruik. Daar is ook 'n groeiende skuif na sogenaamde hospital at home behandeling waar sekere pasiënte tuis behandel word in plaas van in 'n private hospitaal. Netcare en ander private hospitaalgroepe waarsku dat hoë mediese inflasie, duur mediese fondsbydraes en ekonomiese druk veroorsaak dat baie Suid-Afrikaners hulle mediese dekking afskaal of self verloor. Die situasie plaas druk op private gesondheidssektor omdat minder opnames gewoonlik minder inkomstes vir hospitale beteken. Spelers in die Blitsbokke se Sewes rugbyspan sê afrigter Philip Snyman hou elke speler fyn dop en gee almal 'n kans om hulle self te bewys. Volgens die spelers kyk die afrigtingspan baie mooi na werksetiek, dissipline en hoe spelers onder druk presteer. Die Blitsbokke het die afgelope paar maande sterk vertonings gelewer met Snyman wat fokus op die bou van groter diepte in die groep sodat meer spelers gereed kan wees vir groot internasionale toernooie. Van die spelers het gesê die kompetisie vir plekke in die span is baie sterk en dat niemand hulle plek as vanselfsprekend kan aanvaar nie. Die afrigter wil volgens hulle hê dat elke speler konstant moet verbeter en gereed moet wees wanneer hy 'n kans kan kry. Die Blitsbokke berei tans voor vir nog internasionale sewes toernooie waar Suid-Afrika hoop om weer een van die wêreld se top 7 spanne te kan wees. Volgens die Griekse afrigter Pieter Berg het sy span groot karakter en veggees gewys ondanks hulle nederlaag teen Jimmy Stonehouse se Pumas in die SA beker eindstryd in Kimberley die afgelope Saterdag. Die Pumas het uiteindelik met 38-35 na ekstra tyd gewen in 'n spannende wedstryd by die Suzuki Stadion. Die Griek was vroeg onder druk en het self vir 'n tyd lank met 14 spelers gespeel na 'n rooi kaart, maar het sterk teruggeveg om die telling gelyk te maak. Berg het na die wedstryd gesê hy is trots op die manier waarop sy spelers bly baklei het teen die verdedigende kampioene. Hy het ook voor die eindstryd gewaarsku dat die Pumas 'n baie sterk span is en dat dit 'n hele ander uitdaging as die vorige ontmoeting tussen hierdie twee spanne sou gewees het. Die wedstryd is deur baie rugby-ondersteuners beskryf as een van die beste ESA beker eindstryde nog met albei spanne wat aanvallende rugby gespeel het voor 'n vol skare in die Kimberley Stadion. Iga Swiatek het haar Roland Garros veldtog op 'n indrukwekkende wyse begin. Sy die 17-jarige Australiër Emerson Jones gemaklik met 6-1 en 6-2 in die eerste ronde verslaan het. Die wedstryd op Court Philippe Cartier in Parys het net so wat 1 uur geduur, maar Swiatek, wat van die begin af beheer geneem het teen die jong Australiese wildcard. Swiatek, wat reeds 4 keer Roland Garros gewen het met 'n sterk basislynspel en kragtige voorhande gewys hoekom sy steeds een van die gunstelinge vir hierdie titel is. Jones het wel in die tweede stel meer weerstand gebied met 2 spele wat sy gewen het, maar die ervaring van Swiatek was eenvoudig net te veel vir haar gewees. Swiatek speel nou die volgende teen die Tsjechiese speler Sara Bajak in die tweede ronde van Roland Garros. Kagiso Rabada het 'n sterk IPL 2026 seisoen vir die Gujarat Titans in die IPL. Hy het tot dusver 24 paaltjies geneem
Hy het ook verskeie wedstryde, belangrike deurbraak-oomblikke vir die Titans verskaf, saam met ander sleutelbowlers soos Mohammad Siraj en Rashid Khan. Die terugkeer van Jason Colby na die Stormers voel vir baie ondersteuners inderdaad soos 'n droom wat waar geword het. Hy is een van die mees elektriese spelers in wêreldrugby met sy spoed, voetwerk en vermoë om wedstryde in sekondes te verander. Daarom sien baie Stormers aanhangers sy terugkeer as iets wat span onmiddellik kan ophef en weer een van die gevaarlikste aanvalspelers in die kompetisie kan maak. Jason Colby het reeds vir die Stormers en die WP gespeel vroeër in sy loopbaan voordat hy sy groot deurbraak in Europa aan die Springbokke gemaak het. Daarom is daar ook sterk emosionele homecoming gevoel by alle ondersteuners. Afrigters en rugbykenners sê gewoonlik oor spelers soos hy bring 'n X-faktor en hy kan enige wedstryd omdraai en hy trek verdedigers uit posisies wat ruimte skep vir ander spelers. Daar is wel altyd 'n realistiese kant, sy werklike impak hang af van sy fiksheid, kombinasie met die span en hoe die afrigtingsplan hom gebruik. Die naweek is groot VRK uitspeelwerk vir Suid-Afrikaanse spanne met al 3 wedstryde wat baie belangrik is. Die bevestigde wedstryde is: die Stormers speel teen Cardiff Rugby in Kaapstad, die Bulls speel teen Munster in Pretoria en Leinster speel teen die Lions in Dublin. Dit beteken die Stormers kry kade tuif by die DHL stadion, die Bulls pak die Thai Ierse span Munster by Loftus Versfeld en die Lions reis Ierland toe om teen die sterk Leinster span te speel. Hierdie rond is gewoonlik waar spanne begin baklei vir plekke in die halfeindrondes, so elke wedstryd is knockout intensity rugby wat voorlê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak, hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou waardig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1526, Polokwane 923, Lephalale 1226, Mbombela 1028, Maikeng 1124, Pretoria 1324, Johannesburg 1322, Ermelo 722, Galagari 1728, Gaborone 1425, Richards Bay 1628, Pietermaritzburg 1228, Durban 1527, Port St Johns 1531, Pongola 1428, Maputo 1729, Bethlehem 27 in die middag, Bloemfontein 1021, Allewal Noord 921, Welkom 1123, Vryburg 1225, Kimberley 1326, Appington 1727, Prieska 1525, Springbok 1223, Karasburg 1425, Keetmanshoop 1628, Mariental 1629, Alexanderbaai 1222, Brandvlei 1422, Loedertsbaai 1629, Vredendal 1323, Kaapstad 1420, Sutherland 917, George 1220, Jeffreys Bay 1320, Geberra 1221, Grafreinet 1020, Kaapogillas 1219, De Aar 1121, Molteno 717, Beaufort West 1321, Oos-London 1324, Mabalane 16 en 30 grade Celsius in die namiddag. 'n Verkorte weerberig vir vandag: Gauteng sonnig en koel, later gedeeltelik bewolk. Die Wes-Kaap provinsie bewolk met reën en koeltoestande. Die Oos-Kaap koel met gedeeltelike wolke en moontlike ligte reën langs die kus. KwaZulu-Natal warm tot sag met enkele buie in die noorde. Vrystaat koue oggend, later sonnig en koel. Mpumalanga gedeeltelik bewolk en matig warm. Limpopo provinsie warm en meestal sonnig. Noordwes provinsie sonnig en koel tot warm. Noord-Kaap droog, sonnig en matig warm. Die markaanwysers lyk as volg: die rand verhandel teen R16.31 teenoor Amerikaanse dollar. Die pond kos R22.01. Die euro verhandel teen R18.99. Die Australiese dollar kos R11.69. 'n yen kos 10 sent. Platinum kos $1,931 per fyn ons. Palladium kos $1,392. Goud per fyn ons is $4,567. Silwer per fyn ons is $77.86. Brent olie per vat is $103.50. Gedagte vir die dag: moenie bang wees vir vandag se uitdagings nie. Elke nuwe dag bring nuwe krag, nuwe hoop en nuwe geleenthede. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.